Die co-main event van die kaart was David Benavides teen Alexander Gvozdyk. 12 rondes, unanimous decision vir Benavides. So hy het sy light heavyweight debut gemaak en gewen. Het jy enige iets van die fight gekyk? Nope. Ja, ek het mos nou die o, herder. Hoe lank gaan dit nou nog? Hey! Chinky spring sommer daar na haar Vader! Sy gaan so, "Waa!" Chinky, kom hier so. Los die arme kat. Sy is nou kamer toe, los hom. O, golos, nou hoor ons daar hoe beklei hulle nou, Vaderland. En okay, toe maar hier is Chinky nou. Ek raak mos later op my senuwees want ek is bang sy maak die kat seer. Daar loop sy stert opgepof uit. Maar dude, ja, daai is 'n combat sport, so kan ek nie sê hierdie is 'n combat sport show. Ek moet sê ek is nogals baie impressed met Benavides, to tell you the truth. Ek meen ons het laas gepraat van hoe groot gevaar Gvozdyk bring na die tafel toe en rightfully so. Hy het nie vir my gelyk soos 'n beat fighter of enigiets. Nee, ja. Wat ek wil sê is ek het die blerrie ding verslaaf. Ek het eers half in die tank fight wakker geskrik gekyk en jy ook pretty much. Ja, ek het daarmee so amper van die begin af van die tank fight gekyk. Okay. Ja, jy kan ons nou 'n bietjie meer inlig op dit. Ek het nou maar na die tydloop highlights kyk en loop lees en whatever ook al ek kan kry. Maar die highlights wat ek gesien het van Benavides en ander ding Gvozdyk. Daar's nou nie verskriklik baie wat ek kan sê daaroor nie. Die ding wat vir my uitgestaan het, die meeste van alles is die size difference. Soos Benavides is die monster. Hy was op super middleweight altyd die groter een. Hy's mos lank en hy het lang reach en alles, maar hy lyk mos hy het nie breë skouers nie, hy het dun skouers en hy lyk mos nie verskriklik sterkie, maar hy generate onsaglike spoed en decent power saam met dit ook. Maar hy Gvozdyk het groot gelyk, jong. Hy het sulke groot, fris gespierde arms. Hy's baie groter as Benavides en ek meen hulle was ewe lank ook nog gewees. Maar dit lyk nou nie dit het enigsins vir Benavides geplan nie. Jesus, daai man, hy het hier een stuk het hy terwyl hulle fight toe Gvozdyk daai kant toe beweeg. Benavides gooi 'n left hoek, maar hy spring letterlik op in die lug en gooi dit dat hy sy voete so loop neersit. Wow, whack hom hier in die kant van sy kop. En hy het lekker houe geland, hy was lekker aggressief gewees. Gvozdyk het goed gefight, maar dit was nou nie 'n execution gewees nie, soos hy het redelik comfortably die fight gewen, maar nie soos in nie weggehardloop of iemand gedominate. Ja, of soos pap geslaan of vol bloed en snye en goeters nie. Dit was 'n goeie fight, maar hy was die clear winner. Die scorecards was 112, 116, obviously was alles vir Benavides, 117, 111 en 119, 109. So daar's een judge wat net een ronde vir Gvozdyk geskor het. Maar ek lees mos altyd Dan Rafael se opsomming van die fight en hy sê hy in die Fight Freaks Unite, maar dis eintlik mos maar hy wat skor vat, het dit gekry 118, 112. So hy 2 rondes vir Gvozdyk gegee. En as jy my moet vra, is dit 'n meer akkurate representation van die fight, al het ek dit ronde vir ronde geskor nie. En 'n laaste dingetjie wat vir my interessant was, ons het mos nou gesê dis die eerste keer wat hy opbeweeg in white en hy het 'n flippin formidable foul aangepak. Maar terwyl ek hierdie countdown kyk, hulle het mos so 'n countdown show van BBC gemaak, hy en Tank en hulle opposition en goeders. En toe sien ek hy man se knuckle. Ek het mos nog vir jou gewys of gesê daarvan, ja. Dit lyk soos een knuckle. Dis net so 'n stuk knop. Toe dink ek, liewe Vader, gewonder hy slaan so hard nie. Ek meen, hy slaat jou met een stuk knuckle. En toe na die tyd in die pre-fight of post-fight press conference, toe sê hy maar hy het beserings opgedoen, soos hy het sy een hand seer gemaak en dis hoekom daar so swelsel was, neem ek aan hierso. As jy mooi kyk, as sien jy, dit lyk is opgeswel
en sy gewrig van sy ander hand het hy weer seer gemaak en hy het 'n kat op sy gesig gehad. So hy het letterlik in die fight ingegaan met 3 injuries. Ja. En van sy mense het gepraat of hulle dit nie postpone nie goed. Hy het geweier. Hy sê as hy manierie. En hy sê hy het lekker gefight in die tweede ronde, toe voel hy sy hand is so seer. Hy kan nie meer met daai hand met die nakkel slaan nie. En hy sê toe gebruik hy maar nou meer die ander hand. En hy sê hier in die 4de ronde toe's daai hand so seer, daai pols, hy kan amper nie met hom. Hy sê maar hy het maar net vasgebyt en deurgedruk. So wie weet wat kon hy dalk reg gekry het as hy het hy dalk nog verder gewen. So ja, nee, impressive dat hy deurgedruk het. Ja, flip en ek Maar hy meen het nou nog verder sy goed seer gemaak, hè. ja, al wat ek net sal voorstel as 'n afsluiting tensy jy nog 'n punt het, is hy sal moet een of ander conditioning program of wat doen. Ek sê nie hy's nie in superb condition nie, maar hy lyk nie veel different as wat hy gelyk het in 168 nie. Soos kry 'n strength and conditioning coach en 'n goeie nutritionist, laat hulle vir hom smart muscles opsit, soos laat sy muscles groei saam met sy spoed en sy power. Laat hy nie nou net hy's nou 'n light heavyweight hy's nou 'n super middleweight wat net nie 'n erg weight cut het nie. En nou fight hy teen almal wat groter as hy is versus waar as hy kan gesond sy frame is klaar daar, maar as hy nou die spiermassa kan gesond bysit, dan is hy 'n gespierde light heavyweight. Dan bring hy nog meer power na die tafel toe as wat hy gedoen het. So dit sal my laaste voorstel wees. As voel vir my as baie verbetering wat hy kan doen physically. Want ek weet hy lyk net so weird, hy so platvoet. Ek weet nie om te sê. En hy lyk sy bene is glad nie atleties nie. Dis net so ek weet nie, hy lyk baie. Maar oor die algemeen is die Mexicans nie baie athletically gifted nie. Erger is. Ja, maar hy laat dink my amper aan Tyson Fury. Ek meen arme Tyson Fury gaan nooit 'n swimsuit kompetisie in sy lewe wen of 'n bodybuilding competition nie, maar hy's effective, highly effective in wat hy doen. So jy kry maar net mense, hulle genetics is nou nie baie pleasing to the eye nie, maar dit doen die job. Soos hy doen die job. Ek sien ouens wat lyk soos 'n Adonis is, wat nie met die spoed of die power van hom kan slaan nie. Hy het 'n chin, hy het stamina, hy het alles wat nodig is. Hy het mos nou nie daai crazy athleticism van vinnig in en uit beweeg en rond beweeg nie, maar ek dink die pakket wat hy het is blerry goed. Baie baie goed. Ja, so verskil almal maar. Niemand is perfek nie. Ja.